Nou na die video, wat het julle opgeval oor leierskap in hierdie toneel? Hoekom raak die mure so paniekerig oor iets so klein soos 'n blaar? Want dit wys, verandering hoef nie altyd groot te wees om mense onseker te maak nie. Wie tree hier as leier op? Nie noodwendig die sterkste een nie, maar die een wat kalm genoeg bly om 'n volgende tree te wys aan die ander. Wat is die verskil tussen iemand wat net instruksies volg en iemand wat leer om te dink? Dit is 'n baie belangrike vraag vir jong volwassenes. Waar sien ons vandag blare in die pad in jong volwassenes se lewens? Byvoorbeeld, studies wat nie uitwerk nie, werkloosheid, verhoudings wat opbreek, geloofsvrae wat gevra word, finansiële druk wat beleef word, verandering in die kerk of die gevoel, ek weet nie waar ek so lekker inpas nie. Wat leer hierdie toneel ons oor leierskap? Die blaar is eintlik nie die groot probleem nie. Die groot probleem is dat die mure net geleer het om die lyn te volg. Toe die lyn onderbreek word, weet hulle net nie meer hoe om self te dink nie, want hulle was gebreinspoel. En dit is waar goeie leierskap inkom. Goeie leierskap help mense nie net om instruksies te volg die hele tyd nie. Goeie leierskap help mense om wysheid, kalmte en onderskeiding te ontwikkel wanneer die pad onverwags verander. By jong volwassenes is dit baie belangrik. Ons kan hulle nie net leer, doen dit so, want ons het dit altyd so gedoen nie. Ons moet hulle help om te vra, wat is nou die regte volgende tree om te gee? Wie kan ek saamneem? Hoe bly ek kalm wanneer iets verander? Hoe gebruik ek my invloed om ander nie meer paniekerig te maak nie, maar eerder moed te gee? Leierskap is dus nie net om voor te loop wanneer alles duidelik is nie. Leierskap is om ander te help wanneer daar skielik 'n blaar in die pad lê. Leierskap begin binne in jou. Maxwell se Developing the Leader Within You werk met die groot gedagte dat leierskap eers binne in die mens gevorm word voor dit aan die buitekant sigbaar word. Leierskap is nie net 'n vaardigheid nie, dit is ook karaktervorming. Vir jong volwassenes beteken dit, voordat ek ander lei, moet ek leer om myself eers te kan lei. Selfleierskap vra vrae soos, kan ek verantwoordelikheid neem? Kan ek my emosies bestuur? Kan ek opdaag wanneer ek gesê het ek gaan opdaag? Kan mense my woord vertrou? Kan ek nee sê vir dinge wat my roeping verswak? Kan ek terugvoer ontvang sonder om dadelik verdedigend te raak? Kan ek getrou wees, ook in die klein dingetjies? Kan ek groei, sonder om voor te gee, ek weet nou eenvoudig alles? Selfleierskap klink dalk klein, maar dit is waar geloofwaardige leierskap begin. Deel 3. Sukses is meer as prestasie. In Success 101 fokus Maxwell op basiese, tydlose beginsels rondom sukses en die eienskappe wat mense help om werklik te groei. Vir jong volwassenes is hierdie deel krities en baie belangrik, want hulle leef in 'n wêreld wat sukses dikwels meet aan geld, prestasie, volgelinge, status, spoed, sigbaarheid, hoe besig jy lyk, hoe goed jou lewe op sosiale media vertoon. Maar Christelike leierskap vra dieper vrae. Het ek karakter? Voeg ek waarde by? Dien ek ander? Groei ek in wysheid?
Gebruik ek my gawes verantwoordelik? Is ek getrou wanneer niemand kyk nie? Word mense rondom my sterker of swakker en kleiner? Deel 4. Die reg om te lei word verdien. In The Right to Lead beskryf Maxwell leierskap as iets wat verdien word deur karakter en moed, nie bloot iets wat deur 'n posisie ontvang word nie. Ons moet versigtig wees om jong volwassenes te vinnig op 'n platform te sit sonder enige vorming. Maar aan die ander kant moet ons ook versigtig wees om hulle nooit 'n kans te gee nie. Daar is 2 foute. Fout 1. Ons gee hulle te gou 'n titel sonder enige begeleiding. Dan sê ons, jy is nou die jong volwasse leier. Baie sterkte. Hier is die sleutels. Ons bid vir jou en dan wonder ons hoekom hulle oorweldig raak en oorweldig voel. En fout nommer 2 is, ons gee hulle nooit verantwoordelikheid nie. Dan sê ons, jy is die toekoms van die kerk. Maar ons bedoel eintlik, jy kan eendag lei wanneer jy 48 is en op al die komitees gedien het. Jong volwassenes het nie net toesprake oor leierskap in hulle lewe nodig nie. Hulle het werklike, veilige oefenruimtes nodig om 'n leier te kan wees. Die reg om te lei word nie gegee deur ouderdom alleen nie. Maar dit word ook nie aan die ander kant geweier net omdat iemand jonk is nie. Dit word gevorm deur karakter, getrouheid, leerbaarheid, moed, nederigheid, diensbaarheid, verantwoordelikheid, geloofwaardigheid. Jong volwassenes is nie net die kerk van môre nie. Hulle is mense met invloed vandag. Ons taak is nie om hulle eers vir jare op die kantlyn te bou, totdat hulle eendag oud genoeg lyk om te lei nie. Ons taak is ook nie om hulle sommer in die diepkant in te gooi en te hoop hulle swem nie. Ons taak is om hulle raak te sien, hulle te begelei, verantwoordelikheid te gee, terugvoer te bied en saam met hulle te onderskei wie God hulle vorm om te wees. Die vraag is nie net, hoe kry ons jong volwassenes betrokke nie? Die dieper vraag is eerder die volgende: hoe ontwikkel ons jong volwassenes wat met karakter optree? Geniet die res van die module. Daar is heelwat praktiese werk wat jy alleen of saam met jou groep kan doen, saam met die jong mense en dit saam met hulle kan deurwerk en deurgaan. Geniet dit.